Paulus het sy brief aan die gemeente in Filippi begin, deur te hulle te sê, hy sit in die tronk, en dis goeie nuus. Dis 'n goeie ding, want deurdat hy in die tronk sit, het die hele keiser se wag van Jesus gehoor. Die soldate wat hom moes oppas, wat aan hom vasgeketting was, het almal van Jesus gehoor. Nou sluit hy sy brief af, en hy sê, ek stuur vir julle groete van al die Christene by my, veral die wat aan die keiser se huishouding behoort. Paulus is in die tronk. Paulus is gearresteer weens sy Christelike geloof. Hy sit in die tronk tussen nie-Christene. En die hele keiser wag wat hom moet oppas, hoor van Jesus, maar meer nog, deur Paulus wat in die tronk sit, hoor die keiser se huishouding van Jesus. En daar's van daardie mense wat tot bekering kom, wat Christene word. Waar's ek en jy tussen mense wat nie glo nie? Waar's ek en jy waar ons nie ons geloof mag uitleef nie? Hoor daardie mense. Weet daardie mense. Die Amerikaanse teoloog of die Duitse teoloog Niemöller wat in die konsentrasiekampe was, het in 1960s vertel, 20 jaar na die einde van die Tweede Wêreldoorlog, waar hy 'n nagmerrie het, dat hy doodgaan en by Jesus uitkom. Terwyl hy Jesus sien, hoor hy Adolf Hitler se stem skree. Hy word stil om te probeer luister na wat Adolf Hitler skree. En as hy mooi luister, dan hoor hy Adolf Hitler sê, hoekom het niemand my van Jesus vertel nie? Wie staan in jou lewe wat eendag gaan skree? Hoekom het niemand my van Jesus vertel nie? Paulus is in die tronk. Die wagte hoor, die keiser hoor. Die een wat hom gaan doodmaak vir sy geloof, hoor. En hulle stuur groete. Begrypend dat dit die heiliges is. In die Nuwe Testament word gelowiges nie sondaars genoem nie, maar heiliges. Heiliges wat sonde doen, ons is heiliges. Ons is afgesonder. Ons is gemaak om anders te lyk en anders te lewe. Ons is klaar gered. Dit klaar 'n nuwe lewe. Wat ons nou leef, so leef, dat selfs die vyande van Jesus weet. Is dit ek en jy? Here God, dankie dat ons aan U behoort. Dankie dat ons heiliges is. Dankie dat U ons in hierdie wêreld instuur om heilig te wees, om heilig te lewe, om anders te lewe, om sigbaar te lewe. Selfs tussen mense wat teen ons geloof is, wat teen ons manier van doen is, wat teen ons is. Leer ons om getrou te wees, om te onthou dat ons heiliges is. Dankie vir ander wat U vir ons gee, wat aan ons kant is, wat vir ons is, wat vir ons groete stuur, wat saam met ons lewe, saam met ons strewe, saam met ons bid.
Dankie dat ons uit die einde uit kan lewe. En daarom is ons nie bang vir dood nie, en nie bang vir gevangenskap nie, nie bang vir swaar kry nie. Want ons weet, ons is tot alles in staat, deur U wat vir ons die krag gee. Amen.